Goeiedag. Is dit dan nie lekker om te weet dat ons aan Jesus Christus behoort nie? Dat ons eiendomsvolk van God is. Dat ons 'n baie spesiale plek in sy koninkryk het nie. Is dit nie wonderlik dat ons as mense, as gelowige mense, gedefinieer word deur die feit, deur ons identiteit, dat ons aan Jesus Christus behoort nie? Met ander woorde, dat ons in Christus Jesus ook aan God behoort nie, en dat die Heilige Gees ons ook as hierdie eiendom van God beseël het nie. Dat ons hierdie stuk identiteit het om te weet wie sin ons is, aan wie ons behoort. Nou, die enigste probleem daarmee is dat die oomblik as ek dit weet wie ek is, dat daar dan die verwagting is dat ek daarna sal oplewe. So, wie ek is, bepaal eintlik wie ek behoort te wees, en bepaal ook oor hoe ek behoort op te tree. Maar ons weet, dis nie altyd so maklik nie, want ons is eintlik maar vreemdelinge. Ons is bywoners wat binne in hierdie wêreld is, en die druk van die wêreld is aanvoelbaar. Mens beleef dit elke dag binne in jou lewe, want dit is nie waar dat alle mense glo nie. Daar is baie wat dalk anders ook as jy glo, en wat bepaalde druk ook op jou kom plaas. Nou, die lesers, die persone aan wie Petrus skrywe, is ook mense wat hulle self kon beleef as vreemdelinge en bywoners in die wêreld, soos Petrus inderdaad ook vir hulle sou kon sê. Want rondom hulle word hulle nie noodwendig vervolg nie, maar daar is mense wat nie gelowiges is nie, wat vyhandig ten opsigte van hulle is. En dan word daar eintlik van hulle 'n alternatiewe lewe verwag, soos van my en van jou. Ek wil graag begin met hierdie woorde van wat 'n mens ook wil versterk binne in jou eie lewe, binne in hierdie reisverhaal van ons in die wêreld. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs wag die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Amen. Geliefde in die Here Jesus, genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus wat ons Here is, ons Heiland is, en van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vandag graag saam met jou lees uit 1 Petrus hoofstuk 2 vers 1 tot vers 17. 1 Petrus 2 vers 1 tot 17, en ek gaan net nou 'n bietjie meer praat oor die tema waaroor ek vandag met jou wil praat. En ek is doodseker dat dit dalk ook vir jou 'n bietjie uitdagend wil wees, van die woord van die Here wat ons wil bevestig binne in ons gelowig wees, wil ons altyd uitdaag. Nou, kom ons bid eers saam voordat ons die Bybel oopmaak en lees. Hemel Here, baie dankie dat ons uit u woord kan lees. Dankie dat ons weet dat die woord die waarheid is. Dankie dat u die woord altyd deur in ons wil kom bevestig. Dankie dat die woord ook vir ons is. Here, dat niemand van ons uitgesluit word in terme van u woord nie. Dankie dat dit deur die eeue nog altyd geldig was, en ook is, en ook sal wees, ook in die toekoms. Here, ons bid dat u dan ook by hierdie geleentheid verheerlik sal word, wanneer ons die woord lees, en ons nie alleen hoorders daarvan sal maak nie, maar inderdaad ook mense wat dit ook doen en dit ook leef. Amen. 1 Petrus 2 vers 1 tot 17 sê, die volk van God gebou op die kosbare hoeksteen. Ons die hoeksteen is Christus, waarop ons gebou is. En onthou, Petrus, hulle sê dat dit moontlik Silwanus was wat dit geskryf het. Ons is nie heeltemal seker wat wie die woorde neergeskryf het binne in hierdie briewe nie. So die opskrif is dan die volk van God gebou op die kosbare hoeksteen. Hou dan op. Dan hoor jy het geword wie jy is, so
leef 'n alternatiewe leefstyl. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore babietjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer, geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. So gelowiges weet dat God vir hulle goed is. Kom na hom toe. Dan word na Christus toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is. Dan word wat selfs doodgemaak is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is, aan die regterhand, met ander woorde van die Vader ook sit. En dan laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Dis mos ook wat die kerk inderdaad ook is. Daar's 82 beelde om die waarheid te sê, wat 'n mens kan kry in terme van die kerk. Om 'n heilige priesterdom te wees, dan word mense wat besig is om diensbaar te lewe en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat dit nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En as hulle mense nou eintlik kan sê, ja, vir die ander wat nie glo nie, bad luck vir julle, maar aan die ander kant is dit waar dat ons ook sê, wat doen ons in die lewe van daardie mense? En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou staan. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. En dan hierdie pragtige woorde vir gelowige mense, aanmoedigende woorde van vers 9 af. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Met ander woorde, oor hoe die heilige mense ook ingetrek is by die evangelie, in Jesus Christus ook in genade wat na hulle kant toe gekom het. En dan kom die opdrag, die vermanende deel eintlik na hulle toe. En dit is nogal baie waaroor ek vandag ook wil praat, het te doen met wat ons doen op grond van wie ons is. En nogal wat die resultaat daarvan dan ook gaan wees. Gedra julle altyd goed. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Wil amper sê soos pagters, iemand wat op 'n plek bly, maar ook iemand wat nooit heeltemal tuis kom nie, wat op pad is iewers heen. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Onthou wat ons het mos 'n bestemming, wat anders is. As ons aan die sondige begeertes toegee, dan verwoes dit 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as hy gevolmagtigd is, wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip uit onkunde praat. So, die goed, die sout, die lig, neutraliseer die kwaad wat in die wêreld bestaan. En dan, julle is vry. Nou hoor hierdie woorde ook sommer in Galasiërs 5. Daar Galasiërs 5 staan, julle is vry, maar moenie julle vryheid as verskoning gebruik om sonde te doen nie. En hier staan ook, julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer
en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Nou, ek wil 'n bietjie praat met jou oor hierdie tema van koninklike impakspelers. So, in die subtema daarvan is eintlik koninklike mense wat 'n verskil maak. Nou as ek praat van koninklike mense, dan beteken dit eintlik, het dit iets te doen met ons status om binne in die koninkryk van God te kan wees, om koninkryksburgers te kan wees. Wat dan as ons koninkryksburgers is, as ons mense is met 'n bestemming, 'n verlede wat van uit God uitkom, of 'n hede met 'n toekoms wat deel van sy koninkryk is, dan verwag dit ook van ons om mense te wees wat inderdaad ook 'n verskil maak. En daarom is daar twee gedagtes eintlik. Die eerste een is koninklike identiteit, om te sê, ons is God se uitverkore volk, ons is 'n koninklike priesterdom, ons is 'n heilige nasie. En die tweede deel gaan dan oor koninklike impak. Leef goed tussen die mense, wees 'n lig in die wêreld, bring eer aan God. Geroep om 'n verskil te kan maak. Daar's drie gedagtes, daar's 'n bepaalde lyn wat in my gedagtes is. Die eerste een het te doen met dit wat ek reeds aangeraak het, heeltemal in die begin, en dis identiteit. Wie ons inderdaad in Christus is, dis waar die beweging begin. In die tweede deel sê, wat is die imperatief? Met ander woorde, die opdrag wat noodwendig voortvloei vanuit die identiteit. So as ek sê ek is, dan sê dit maar wees. En die derde deel is getuienis, die resultaat van dit wat dan na vore kom. So identiteit het dan te doen met die volgende ding. So as ek nou identiteit en imperatief by mekaar kan bring, ook vanuit hierdie geleesde gedeelte, dan sou dit sê, julle is uitverkore. Met ander woorde, dit beteken, jy is uitverkies, jy is gekies. En wat is die imperatief dan? Die imperatief wat daarmee saam sou gaan, beteken, leef daarom anders. As jy uitgekies is, leef soos iemand wat uitgekies is, wat anders is, wat nie dieselfde is as die wêreld nie, want die kans is baie goed, dat 'n mens binne die druk van omstandighede nogal kan konformeer, en op dieselfde manier sou kon optree, as sonde deel van die omgewing is, en sinlikheid, en verkeerde dinge lewe, dan sou die kans wees dat 'n mens daarvoor ook sou kon val, om nie uitgesluit te voel nie, maar omdat ons uitverkore is, daarom leef ons anders. Volgende gedagte is, julle is 'n koninklike priesterdom. Dan word ons is mense wat aan Christus Jesus behoort, wat koningskinders is, wat deel is van sy koninkryk, maar ons is ook 'n priesterdom, en ons koninklikheid word eintlik in 'n sekere gesin gedefinieer, ook deur die feit dat ons priesterlik is, 'n priesterdom is, want Christus was die ewige hoëpriester, hy is die groot koning aan wie ons behoort, maar hy was koning, priester en profeet, en in sy priesterskap ook lydend, dienend terwille van mense. En omdat ons dit ook is, beteken dit daarom verkondig ons sy deugde. So is nie besig met onsself nie, maar is ons besig met die deugde van Christus. Uitverkore koninklike priesterdom, daarom, imperatief, verkondig sy deugde. Dan ook hierdie gedagte, julle, ander deel van ons status, van ons identiteit. Julle is vreemdelinge en bywoners. Leef in hierdie wêreld, maar jy het 'n ander bestemming. Jy het 'n ander toekoms. Jy is nie van hierdie wêreld nie. Jy is op die wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. En jy het 'n toekoms wat in 'n ander wêreld ook lê. En daarom beteken dit, leef ook daar volgens, lewe met iets van God se nuwe wêreld reeds binne jou, soos die boodskap eintlik ook oor die koninkryk van God altyd praat. Daarom beteken dit weerstaan dan die sondige begeertes wat in jou mag wees. Julle, volgende deel van ons identiteit, julle is God se volk.
En as jy dan God se volk is, daarom doen goed onder die nasies. As jy deel van God se volk is, dan is jy afgesonder. Jy is eenkant gesit, en dan is daar die nasies wat ook rondom jou is. Daarom doen goed onder die nasies. Julle is vry mense, dis deel van ons identiteit. Ons het vry geword. Ons is nie slawe van die wet nie. Ons lewe die wil van God in sy woord, uit dankbaarheid elke dag. En ons gebruik nie ons vryheid ook as 'n verskoning om sonde te doen nie, soos wat Galasiërs 5 sê, maar die hele byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Ons vryheid beteken, wat is die imperatief daarvan, die opdrag daarvan, wat daaruit voortvloei, gebruik julle vryheid om diens te lewer, om diensbaar te wees. Nou as ek kan sê, wat is dan die resultaat van dit? Onthou, ek praat van wie ons is, wat ons behoort te doen, en wat die resultaat daarvan sou wees. As 2 vers 9 sê, julle verkondig God se deugde, wat beteken dit dan? Ander hoor daarvan, as ons die opdrag uitleef. Julle goeie lewe onder die heidene, 2 vers 12, as ons goed lewe, onder die heidene, anders lewe, nie dieselfde doen as wat hulle doen nie, dan verheerlik ander mense, verheerlik hulle God, want iewers te sien hulle God binne in ons, en loop, en die Here binne in ons, en kom daar die stuk getuienis, wat ook onder leiding is van die Heilige Gees, kom dit duidelik na vore, en dan gebeur dit net, dat ander ook die Here verheerlik. 2 vers 15 sê, julle doen die goeie, en as ons die goeie sou doen, dan word ander se onkunde stilgemaak. Julle leef as God se dienaars, 2 vers 16, as ons dit doen, ander word gedien. So die resultaat wanneer ek besig is om die Here te dien, om beskikbaar te wees vir die Here, beteken dat in hierdie proses ek dadelik besig is om ander te dien, om diensbaar binne die wêreld te wees. Hoe maklik is dit nie? Uiteindelik dat dit met ons gebeur, dat ons godsdiens so verskriklik gerig kan wees op onsself, so selfgerig kan wees nie. Eintlik 'n tipe van 'n ervaringsgodsdiens, wat alles die hele tyd binne rondom my draai nie, maar om God se dienaars te wees, beteken dat ek dien na buite, dat daar 'n diensbare lewe na buite toe kan gaan. 2 vers 17 sê, julle betoon eer en liefde. Aan die woorde, dit is deel van die imperatief wat eintlik van ons af uitgaan, die opdrag wat van ons uitgaan, die resultaat wat van ons uitgaan, ander ontvang die vrug daarvan. Was dieselfde gewees binne Paulus se lewe, wanneer hy sê in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, dat hy die prys gaan kry, dat hy alreeds besig is om soos 'n drank offer uitgegiet te word, en nou wag die oorwinnaarskroon vir hom, en dan sê hy, nie net alleen vir my nie, maar ook vir die ander. So wanneer jy besig is om jouself te gee, dan ontvang ander ook die vrug daarvan. Ons identiteit in Christus Jesus bring seën. Want die hele gedagte van die seën, van die feit dat ons hierdie identiteit het, is mos 'n seën wat na ons kant toe gekom het. Dit kom nie van onsself uit dat ons ingemessel is binne in hierdie gebou van God nie. En daarom stop die seën van hierdie identiteit, van wie sin ons is, aan wie ons behoort. Want hierdie identiteit van ons wil tot seën na buite wees. Daarom stop dit nie by ons nie. Dit vloei deur na die wêreld toe. Ek dink baie keer as 'n mens praat van die visie wat 'n mens sou kon hê binne gemeentes ook in die tyd van binne in ons lewe, so dit baie keer ook kan draai nogal rondom die instandhouding van die mense wat daar almal is, om mekaar baie keer gelukkig te kan maak, maar eintlik moet ons mos altyd maar vra, waarmee is God besig en hoe word ons
daarvan in die wêreld. So, die seën van ons identiteit wat ons in Jesus ontvang het, bly nie by ons nie, dit stop nie by ons nie, dit vloei deur ons na die wêreld toe. Want sien, koninklike mense leef nie vir hulle self nie. Hulle is diensbaar. Hulle identiteit word impak. Hulle genade word diens. Hulle geloof word getuienis. Hulle verhouding met God word 'n seën vir die ander. Kan ek dit herhaal? Koninklike mense leef nie vir hulle self nie. Want wie sit eintlik op die troon van ons hart? God sit op die troon van ons hart. En ons behoort aan Jesus Christus met ons hande en ons voete en ons ore en ons mond en alles behoort ons aan hom. En leef daarom nie net vir onsself nie. So, ons is koninklike mense wat dienend is en die ware koning in ons lewe wil laat regeer. En daarom word ons identiteit wat ons het, word impak. Ons het 'n impak. Gelowiges behoort 'n impak te hê. Dis hoekom mense praat van impakspelers. Is daai mense wat jy kan bring en dadelik 'n impak maak en 'n verskil te kan maak. Die genade wat ons ontvang word diens aan ander. Geloof word getuienis wat ons vertel. Geloof is nie net iets wat ons vir onsself gekoester nie, waarin ons self vashou en sê, ja, ek het nie geloof nie, ek is gered nie, en ek wil dit elke dag nog meer beleef nie. Dis waar dat 'n mens dit ook wil doen, maar aan die ander kant word dit meer wanneer 'n mens die getuienis ook na buite toe sou leef. En ons verhouding met God is nie net iets vir onsself nie, maar word 'n seën vir ander. Wêreld word getransformeer. Beginnende by Christus Jesus, word deel van ons. Ons ontvang die identiteit, saam daarmee om meer te word dit wat ons is, iets van hierdie imperatief wat daaruit voortvloei, te leef, opdrag te leef, en die resultaat kom dan daarmee saam, en dit is ook die getuienis na buite. Van die wêreldse status vra gewoonlik, wat kry ek daaruit? Wat kry ek uit alles wat ek doen? Gaan dit oor my koninkryk? Gaan dit oor die feit dat ek alleen hemel toe gaan? Gaan dit oor die feit dat ek geloofsekerheid het? Wat kry ek daaruit? Koninklike status vra, wie word geseën omdat ek aan Jesus Christus behoort? Kan ek dit weer herhaal? Wêreldse status vra, wat kry ek daaruit? Koninklike status vra, wie word geseën omdat ek aan Christus behoort? Is jy 'n impakspeler vir die koninkryk van God, 'n koninklike impakspeler, wat werklik waar ook tot seën is vir die koninkryk binne die wêreld, is ons dit almal, is ons geloofsgemeenskappe dit inderdaad. Waarop fokus ons? Waarop konsentreer ons? Wat is die sentrum van alles? Is die sentrum van alles ons geboue, ons bestaan, ons self, dit wat ons uiteindelik het, wat ons elke dag het, of gaan dit oor die koninkryk van God in wie se diens ons staan? Wanneer ons dit verstaan, dat identiteit loop oor in getuienis, dan verstaan ons dat ons roeping nie altyd lê om in stand te hou te bewaar nie, maar lê dit daarin, dat dit dan lê dit in roeping na hierdie wêreld, wat uiteindelik ook God se wêreld is, waarvoor hy sy seun gestuur het. Ons is koninklike mense, maar ons dra nie die kroon nie. Ons dra die naam van die koning, daarom leef ons so, dat ander die koning kan sien. Hemel Here, dankie dat ons koningskrygskinders kan wees, wat ons roeping in die wêreld kan lewe. Dankie dat U ons geroep het, om 'n getuienis te lewer elke dag, om getuies te wees. Here, om sigbaar te wees as mense wat aan U behoort, en wat werklik in die samelewing impak maak op grond van wie ons geword het. Here, dankie dat ons inderdaad bederfwerend kan wees, smaakgewend kan wees, lig kan wees, wat helder skyn, U lig, wat deur ons ook meer sigbaar word. Wil U verheerlik word in ons lewens,
binne in ons kerk, ons geloofsgemeenskappe, tot u eer en tot u verheerliking in Jesus naam. Amen. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou mag wees en bly elke dag, tot Jesus kom. Amen. Jy moet mooi bly.